Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Eet vir gesondheid en geluk. Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 31. Hier is 'n beginsel wat die grondslag lê van elke daad, gedagte en motief. Die toewyding van die hele wese, beide fisies en geestelik, aan die beheer van die Gees van God. Selfs die natuurlike daad van eet of drink moet gedoen word tot eer van God. As die bevrediging van eetlus so sterk op die ras was, dat die goddelike seun van God, om die mag daarvan te breek namens die mens, hy na 6 weke moes vas, watter werk lê daar dan voor die Christen, sodat hy kan oorwin, net soos Christus oorwin het? Die sterkte van die versoeking om aan perverse eetlus te bevredig, kan slegs gemeet word aan die onuitspreeklike angs van Christus en daardie lang vas in die woestyn. Soos ons eerste ouers Eden verloor het deur die bevrediging van eetlus, is ons enigste hoop om Eden terug te kry deur die ferm oorwinning oor die eetlus. God het die mens voorsien van oorvloedige middele vir die bevrediging van 'n regte gesonde eetlus. Hy het die produkte van die aarde voor hom versprei, 'n oorvloedige verskeidenheid voedsel wat smaaklik en voedsaam vir die stelsel is. Hiervan sê ons welwillende Hemelse Vader dat ons vrylig mag eet. Vrugte, grane en groente wat op 'n eenvoudige manier voorberei word, vry van speserye en vet van alle soort, gemaak met melk of room, die gesondste dieet. Hulle gee 'n krag van uithou vermoë en intellekkrag wat nie deur 'n stimulerende dieet geproduseer word nie. Ons merk geen presiese lyn uit wat in dieet gevolg moet word nie, maar ons sê wel dat in lande waar daar vrugte, graan en neute in oorvloed is, vleiskos nie die regte voedsel vir God se mense is nie. As vleisetery ooit gesond was, is dit nou nie veilig nie. Oor en oor is ek gewys dat God probeer om ons stap vir stap terug te lei na sy oorspronklike ontwerp, dat die mens op die natuurlike produkte van die aarde moet voortbestaan.